Daar's geen gebed wat vrot word nie. Daar's geen gebed wat nie ter sprake is nie. 'n Gebed is 'n roep uit die hart van God. En die woord van die Here sê, dis soos wierook vir die Here. Daar's baie gebede wat oor jou gebid is, wat nog gaan waar word. Is daar iemand wat inkoop en haai nou? Right, hier staan nou. My pa het nooit geweet ek gaan in die Bibel gaan. Ek was 'n onderwyser. Ja, ek was so... my ma het gesien. My ma het geweet. My pa het nie geweet. Kan jy dink? God is goed en God is getrou. Ek wou net nie labels en titels gehad het, 'n dominee, 'n pastoor en whatever. Ek wou net 'n gewone ou wees. Nou ja, hierdie naweek het jy hier nou toe gekom. En ons het hierdie naweek 'n bietjie gepraat. Ek het 'n paar goed gehoor hierdie naweek by die Gees. Een oor jou identiteit. Punt nommer 1. Jy is nie wat die wêreld sê wie jy is nie. Jou definisie is nie jou kar of jou plek waar jy bly of jou mooi vroukie wat jy getrou het of daai posisie wat jy het by die werk. Dis eintlik maar net goed wat God vir jou gegee het. Dis alles tydelik. Jou identiteit is nie wat jy besit nie. Jou identiteit is die een wat jou uitgedink het. Is die een wat ons die naweek gehoor het, wat jou gemaak het. Van 'n tyd soos hierdie. Hoekom is jy nie in Napoleon se tyd daar nie? Ek weet nie. Ek en jy is gemaak vir hierdie tyd. Hoekom? En ek en jy is gemaak om invloed te hê. Luister mooi, wat beteken invloed? Invloed beteken nie almal van julle met pastore en dominees en predikante en evangeliste word nie. Invloed beteken jy kan iemand beïnvloed deur jou lewe. Eendag het iemand gesê, go and preach the gospel and if necessary use words. Baie ouens praat baie, preek baie, maar hulle sê niks. Baie ouens sê niks, maar hulle praat baie. Ek sê vir Roan, baie interessante ding, gou vir jou iets vertel. Een van die mees invloedrykste persone in die wêreldse geskiedenis is 'n ou met die naam van Gandhi. Gandhi was die leier van Indië. Nou Indië, weet jy hoe groot is Indië? Na China, tweede grootste tribe in die hele wêreld. Is julle met my? Ek praat van biljoene mense, né? Indië. Het julle geweet dat die voormalige leier, 'n ou met die naam van Gandhi, het in Suid-Afrika gebly? Het jy geweet hy was 'n rietkapper in KwaZulu-Natal? En hy het daar gebly tussen Christene. Wie wat het hy gesê? Hy het gesê, die hele wêreld sou Christene gewees het as dit nie vir die Christene was. Jy weet my, 'n tweede statement het hy gesê het, hy het nie 'n probleem met die Christene se leier Jesus nie, maar hy het 'n probleem met hulle sy volgelinge. Ja, so 'n lelike ding daai, né? Kan jy jouself voorstel? Sê nou, ou Gandhi was by 'n mannekamp of by 'n sendingstasie, iemand het hom bereik betyds. En daai ou kon bekeer teruggegaan het Indië toe. Het julle gedink wat die potensiaal sou gewees het? Kom ek gaan jou nou 'n bietjie sjok. Ek gaan jou onmiddellik uit jou kamp uithaal. Het julle gedink wat sal gebeur as iemand met die naam van Julius Malema by Jesus Christus uitkom? Amen. Sien jy, kyk my so. Luister. Wat by mense onmoontlik is nie by God onmoontlik nie. Hæ? Ek bedoel, ergens het iets dalk in daai se lewe gebeur. Hoekom dink jy haat hy wit mense? Dat ergens het iets gebeur. Nou hanteer ons die vrug van sy probleem. En nou sit ons haat met teen haat terug. Ek wonder wat sou gebeur is as 'n boer van Botawil Julius Malema bel en sy voete gaan was. Ek ekskuus, hoor ons mekaar reg, ons moet nou nie politiek hier tipe wat ook al, ek weet ek vat nou so 'n bietjie in jou nerves. Maar ek kom by 'n punt uit. God het ons almal gemaak vir 'n rede. Ons nog eene. Jy's dalk nie die beste spreker in die wêreld of die beste sanger in die wêreld of jy's dalk nie hierdie ou wat stadiums gaan volmaak nie. Maar miskien is jou kind daai. Miskien is jou buurman se kind daai. Hoe vertel hulle gou iets wat in ons lewe gebeur het. Ons was 5 seuns. En na in Ermelo, dan speel ons altyd rugby. In ons tyd Springbokke teen die All Blacks. Die mannetjies van die omgewing was die All Blacks, ons was die Springbokke. En ons het altyd gewen. En ons het goed gespeel. Dan speel ons stadsrugby daar. Ons jol man, tot dit son onder is, dan speel ons blackball. Julle weet blackball is die laaste, hy wen alles. Speel ons.
En op 'n stadium, dan kom my pa daar uitgestap en sê my pa, kom manne, ons gaan nou die woord vat. Yes, en dan sit ons spiesie so daar. Kan jy glo? Die hele dorp se kinders is hier en al wat my pa wil doen, hy wil almal aan die ore gryp en na die hemel toe sleep. Gaan ons binne die huis in. Dan sit daai, dan sweet ons. Dat hulle boutjies op hulle grond. Dan sit daar so crowd soos hierdie. Praat my pa die woord. Hier, ons sit so spesies op mekaar. Jesus, wat 'n skande. Ek bedoel, wat 'n embarrassment. My pa is nie lekker in sy kop nie. Hy het verloor. Né? My pa het nie mense gesien nie, hy het siele gesien. Ek onthou, hier kom die storie. Ja, het ons groot geword en, dit het gebeur. Op my pa se begrafnis is daar een nou, ons bure se seun. Hy bly toe in Hartbeespoort, hy's 'n baie bekende skilder. Sy naam is Jacques Kriegel. Sy regte naam is Pieter Jacques Kriegel. Ons het hom Pieter Kriegel genoem. Sy pa was die fotograaf in Ermelo met naam van Tinus Kriegel. En hy was ons bure se seun. En met my pa se begrafnis sien ek hom. Nou kom hy by die dorp aan, ons is nou almal vertroud en wat ek sien ek hierdie, hey, gaan hom jou. Hoorie, bly jy op Ermelo? Nee, bly daar aan die kant. Hoorie, so maar, ek verstaan nie mooi nie. Jy en my pa, het julle nog geconnect en so aan. Hy sê nee, nooit nie. Ek sê nou maar, hoe jy nou by die begrafnis uitgekom? Hy sê onthou toe ons klein was, het jou pa, as ons so rugby gejol het, dan vat jou pa die woord. Ja, ek onthou dit. Hy sê jou pa is die enigste ou wat vir my gebid het, vir my na Jesus toe gelei het. En ek wil hom onder vandag. Wat vir ons as skande was vir hom 'n geleentheid. Dis boys, ek onthou man, my pa, ry saam met mekaar. Volstasie, klim uit, traktaatjies, begin vir die manne daar te bid. Jy sien, bid met draai ou. Nou kom ons, mense van my klas, skoolkinders van die klas, dan kom hulle op daar, en sien hulle, hierdie oom is hier met hierdie swarte. Nee, Here asseblief, hier's 'n traktaatjie, lei hom na die Here toe. Ken jy Jesus? Ek onthou daai tyd, onthou ons het telefone gehad, né? Dan bel jy mos, né? Dan was daar 'n sentrale. Hallo, is dit 4170? Dan sê hy nee, is 4172, maar ken jy Jesus? Dan sê ons, hier nou gaan hy alweer. Daar gaan hy. Meneer, enigste manier om by die Here, jy moet Jesus aanneem, as jy hoor, lei daar ou nie die Here toe. Ek ken hom van grondkant af. Jy moet hom die poskantoor toe stuur. Jy moet hom nêrens heen vat. Hy het iets verstaan. Hy het sy purpose verstaan. Hy het nooit met 100,000 skares gepraat. Maar wie wat? Vandag verstaan ek iets, so klein bietjie iets, wat hy in sy lewe gedoen het. Want hy was sold out vir die Here. Ek wil julle laaste storie vertel, ek het dit al vertel. Eendag na my pa se dood, kom ek in Ermelo aan, my ma het so 'n crazy dag gehad. En nou wil ek my ma se kar dien, sy is 'n weduwee, sy bly daar in Ermelo. En die crazy dag vat ek toe daar na Maidas toe. En ek kom maar aan, stop die kar en ek sê vir die ou, filters, olie, so, daai kar. Kom my ou uit, kyk daar. Sien daai kar, ek sê, ja, is jou kar, ek sê, nee, is my maale, sê, bly by dorp. Ek sê, hy sê, nee, jou pa, daai oomie, daai sendeling. Ek sê, ja. Hy sê, weet wat, my pa het my vertel, van jou pa. Hy het gesê, jou pa is die enigste Christen in Ermelo. Ek sê, dit kan nie wees nie. Hy is baie kerkie, hy sê, nee. Hy sê, eendag, my pa is 'n moslim. Toe kom jou pa hier ingestap. Toe sê my pa, hy het 'n maagsweer. Toe sê my pa, kom ek bid vir jou. Toe gaan hulle agter in die bokse daar, tussen die filters, en toe bid my pa vir 'n moslim. Toe genees die Here daai ou. Hy sê, meneer, as long as hy live, al jou part is verniet. Kom, kry jy die. Wie wonderlik is dit om by 'n plek aan te stap en jy is sulke goed. Baie sulke getuienisse hoor in my lewe. Ek wil nie vandag iets praat oor die spiese nie. Ek wil praat oor 'n legacy. Ek wil praat oor die Here het hierdie naweek gekom en hy gaan hoor my, ek profeteer oor jou. Daar's dinge in jou lewe wat gaan verander. Right, die Bybel praat van die ou dinge het verbygegaan. Kyk sê die Here, ek gaan dinge nuut maak. Nou wat gaan jy doen? Hoe gaan jy dit doen? Want jy voel hierdie oplewing in jou. Jy voel jy het hierdie naweek aan die tafel kom sit. Jy voel daar's iets wat jou nou trek tot jou purpose. Kan ek vir jou sê, jou purpose is baie groter as wat jy kan dink of droom.
Daar's iets baie groter binne in jou. Ek wil dit verklaar oor jou. En baie keer dink jy, you must be the man. No, maybe you must be the connection to the man. Jy moet miskien aan iemand gaan raak leef, nie gaan raak preek nie. En dis wat dit is. Ek gaan weer 'n storie vertel van hierdie ou, wat so van 'n mannekamp af gekom het, nou sy on fire. Hy kom maar by die kerk, hy sê vir sy pastoor of sy dominee, luister, die Here het my geroep vir stadions vol mense. Ek weet, die Here gaan my magtig gebruik. Die dominee sê vir hom alles wat hy graag nie wil hoor nie. Hy sê, hoorie, dis alles mooi, maar die eerste ding is, kom jy sit in die woord in. En as jy in die woord in kom, want ek bedoel, jy moet substance hê as jy praat. Jy moet nie net jou bek oopmaak en praat nie. Want my broer het altyd gesê, 'n ou wat praat is soos 'n leë blik wat raas. Hy sê jy moet substance kry. Die tweede ding, kom hier na ons gemeente toe. Ons het hier 'n vakature hier vir die standaard 3's vir Sondagskool. Want jy kan nie met skares praat as jy nie die Sondagskool gemanage het. Is dit nie so nie? In die derde plek, jy moet eers by jou huis begin. Want jou vrou is jou grootste getuienis. Ek wil vir jou sê, dit help nie jy praat vir die hele wêreld, maar jou vrou sê, hey, as daai van huis toe kom, wie praat jy met ons hier by hierdie huis? Jou eerste getuienis. As ek hier kom, voor ek hier gekom het, het my vrou my gebless. Want ek kan nie praat as ek nie haar blessing het nie. Is ons op dieselfde bladsy. As ek nou kwaai daar by die huis weggestap het, dink jy die Here kan ons seën hierdie naweek? Dan kom hierdie ou en dan begin hy daar by die standaard 3's. Nou is daar so 10 kinders. Dan sê hy vir homself, ja, what a waste. Luister, die Here het my geroep vir stadions, man. In Amerika. Nou begin hierdie ou daar, okay, nou vat hy skoot, hy kom in die woord en hy begin. Maar hy praat met hierdie mense, asof hulle stadions is. En hy begin elkeen te empower, vertel vir elkeen, God het 'n plan met jou lewe. En hy mannetjie sit met sulke groe en kyk. En hulle vat die woord. Ek wil jy met iets hoor. Dis een ding om die woord te hoor, en is 'n ander ding om die woord te vat. As jy met my, as jy die woord vat, dan begin jy ernstig raak oor die Here. En hy mannetjies vat die woord. En hy man vat 'n passie. Min om vir jou te sê, dat een van daai ouetjies wat in daai klas gesit het, sy naam is Billy Graham. Hy het nooit die stadions bereik nie, maar Billy Graham. Is dit nie interessant nie? Sê hy was nie gehoorsaam nie. Hoe weet jy? Daar op jou plaas, daar op jou werkers. Hoe weet jy? Dis dalk die volgende Angus Bagger. So ek wil vir elke ou vandag wat ore het, wil ek verklaar. Want God het 'n purpose met jou. Ek wil vir julle sê, daar sit Ian en sy seun, of die seun is Ian, né? Dis reg, Benny en Ian. Daai manne se werk hierdie naweek was net so belangrik vir my. Is ons op dieselfde bladsy? Hier is Kobus. Hy's fasiliteerder. Hy het al hierdie gras gesny. Hy het 'n verwagting gehad. Hy het vir die Here gebid dat elke ou wat hier gekom het, was dit mooi, dit was netjies. Sy werk is net so belangrik as myne. Dis ons almal het 'n funksie. Ons is almal deel van die liggaam. Een is die oor, een is die mond, een is die neus, een is die been, een is die arm, een is die beursie, een is dit. Ons almal is deel van die liggaam van die Here. As almal nou evangeliste was, was die kerke leeg. Is dit nie? Wie sou nog geluister as almal gepraat het? Ons almal het 'n funksie. Waar begin jy? Vind by die Here uit. Moenie 'n mens vra nie. 'n Mens het 'n redelike goeie aanheid, maar hulle kan vir jou lieg. Baie mense vir jou sê vir jou, jy kan vreeslik mooi sing, maar hulle is te skaam vir jou te sê jy sing vals. Is nie so nie. Ek bedoel, hulle dink jy wil net nice mee en sê jy hou aan sing, jy gaan idols weg. Moenie idols toe gaan nie. As 'n ander plek wat jy het, jy moet dalk 'n kameraman wees. Hoorie wat ek sê. En ek sê dit nie snaaks, ons almal het 'n purpose, boys. Maar vind jou purpose. Vind jou purpose in die Here. Gaan kyk na Jesus se disippels. Dit is nog 'n weird spulletjie. Jesus het hulle gaan handpick. En nou eendag wys die Here vir my interessanter. Imagine yourself, een van hulle was 'n dokter. Lukas was 'n dokter. Matteus, kom ons sê hy was 'n CA. Nou het jy 'n dokter en jy het 'n CA en jy het 'n visserman in een boot. Hallo? Het jy gedink wat so interessant, en dis nou Petrus, né? Het jy gedink wat so interessante gesprek is daar op 'n boot as die golwe hoog is? Ek bedoel, daai manne wat met hulle logics werk, die linkerbrein manne, hulle wil net uitwerk die hoeke van die goed en jy moet nou die kant toe. Terwyl hierdie Petrus staan daar en hy praat in tale wat die mense nie wil hoor nie. Né? En dan op 'n stadium raak Jesus in die slaap en die golwe raak hoog. Ek wonder, reg, het Jesus in die slaap geraak?
Luister, kan jy nie slaap raak as daai bootjie so gaan? Hy het net gehoor en gewag dat iemand moet sê, in die naam van hom wat lê en slaap. Hey, loop, lê stil, see. Dan sou hy gesê, hey, nou praat 'n man, ek het my lewe lank gewag vir daai woorde. Hulle maak hom wakker. Hey, ons gaan versuip hier. Dink jy dat die Here van die lewende skare sal sy eniggebore seun wat vir die wêreld se sondes moet kom sterf, hier laat verdrink saam met 12 disippels? Al wat Jesus voor gewag het is een om te sê, boys, hy het ons geleer. See, loop lê. Jesus wakker geword. Aha. Ek wat jy. Jy het iets geleer, né? Jy het iets geleer, maar hy het nie. Maar ons moet daar deurgaan. Maar interessant, hoe Jesus sy disippels gekies het. Né? Petrus, visserman. Ek sê altyd, dink 'n bietjie, sê nou maar Jesus kom nou weer Suid-Afrika toe en hy kom nou disippels kies. Nou gaan hy daar na Paternoster toe. Nou kyk jy daar tussen daai manne, ek noem hulle die manne so ontstande. Kom hy daar. Hey Jay, waar is Jay jou visse? Kom volg my. Wat meneer? Jay's 'n carpenter? Nee man, ek wil niks met daai goed vir julle uit te waai nie. Kom Jay, los jou, ek sal jou vissers van mense maak. Op jou is die rots van die kerk. Dan hy man so, skud net sy kop, los sy visse, daar gaan hy. Petrus, een wat Jesus 3 keer verloon het. Dink 'n bietjie mooi. Ek ken nie Jesus sal ook dalk na die teologiese fakulteit van Wits op na. Wie ook al, slimste ouens gevat met die hoogste IQ's, meeste doktorsgrade en sê, hey, boys, hier is die ou. Nee. Wie wat het hy gedoen? Hy het die mense gevat wie hy kon vertrou. En was hom nie gebroken? Ek bedoel Thomas. Hallo? Nee, daar's nie 'n manier, dit kan nie jy wees nie. Kom, ons gaan eers 'n bietjie voel. Ons net hier in die sy. Okay, ja, nee. Weet jy, dis jy. Weet wat, Jesus het nie sy rug op hom gedraai nie. Want interessant, 12 verskillende persoonlikhede. Hulle het die hele wêreld gered. Ek en jy sit hier vandag as gevolg van hulle. Amazing. En dan het die wreedste dood gesterf manne. Petrus is onderste bo gaan. Want hy het gesê, hy wil nie soos Jesus gehang word nie. Hy het 'n erger dood het hy nodig. Een is geskien, sy vel is afgesny. Ander is dwarsdeur gesny van bo tot onder, right through. Hulle het vrede, hoekom? Want hulle het Jesus beleef. En toe hy dood is, toe hy opgevaar het in die hemel toe, het hulle besef, hy was waarlik Jesus. Alles wat hy gesê het, so was dit. Hier sit ons daarna, ons lewe almal ons eie comfort zones, almal gaan aan en maak niks gebeur nie. En ek voel die Here sê vandag vir my, God roep jou tot sy diens. Wat het is, don't ask me. Hier's Kobus, hy het sy hand opgesteek. Hy het gesê ek wil dit kan. Ek sê Kobus, ek sê jou help. Jy gaan uitvind, as jy by jou purpose uitkom, gaan jy agterkom as baie mense wat jou wil help. Jy gaan dit nooit alleen kan doen. Jy gaan 'n elektriesien nodig hê, jy gaan daai nodig hê, jy gaan 'n bouer nodig hê. Maar hulle gaan jou help. Hoekom? Want hulle gaan jou visie deel. Hulle gaan nie in jou koop nie, hulle gaan jou visie deel. Almal van julle wat jy sê. God het 'n plan, ek wil dit oor jou verklaar. Die eerste ding, God het 'n plan met jou lewe. Die eerste ding wat jy doen, moet in die woord kom. Wat beteken dit? Ek weet dit is moeilik om die woord uit jou kop uit te leer. Van Genesis af, eers die broer, as jy daar by die geslagsregisters kom en jy gaan daar deur, dan weet jy nie eintlik nie. Ek wil jou raad gee. Kan ek dit vir jou maklik maak? Dit vir my gewerk het. Lees die Nuwe Testament. Begin by Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Dis 4 ouens wat Jesus dopgehou het. Die kern vir my vir die hele Bybel is Jesus Christus. Verstaan eers Jesus. Hoe het hy gedink? Hoe het hy gestap? Hoe het hy geslaap? Hoe het hy gepraat? Wat hy gedoen het? Hy het nie een woord gesê as dit nie die wil van sy Vader was nie. Hy was heeltyd met wifi verbinding met sy Vader. Hy het heeltyd. Dan sê die Vader vir hom, sien jy soontoe? Nou moet jy Kapernaum toe gaan, nou moet jy Galilea toe gaan. Dis mense wat jou volg, van hulle wil jou doodmaak. Hy heeltyd was hy in connection. En dan vat hy hierdie ouens saam met hom. Dan gebeur die een wonderwerk nou. Dan sê hy goed en hy het dit gedoen. Hy het hulle 3 jaar raak geleef. 3 jaar. 3 jaar. Hy het alles van die wet geken. Hy het die mense geken. Hy het aarde toe kom. Kom vertel ek gou iets interessant oor Afrika. Ek het dit al vertel. Afrika. Die plek wat baie mense oor die wêreld nie eintlik like nie. Enige draai na bonkie hierdie ding gesê.
Dink julle God het Afrika vergeet? Baie ouens sal dink, ag, dit is so 'n ou plek, dom mense, hulle is useless, hulle kan nie vir hulle self dink nie, hulle kan nie werk nie, alles breek hulle, alles steel hulle. Baie interessant as jy die Bybel gaan kyk. Hoe God altyd gewerk het met die ouens wat gebroken was. Die odd ones, die dommes, die gebreekes, die krepeles, hy het altyd wille gaan stilstaan. Hy het by die weird ouens gaan stilstaan. Alright, kom ons sê gebeur. Onthou dat toe Jesus gebore is, waar is hy gebore? Bethlehem, net. Jesus in Bethlehem gebore is, soos daar 'n wet. Maar daar was mos nou sterre wat gekom het en mense vertel vir Herodes, hey, daar is nou Messias is gebore, so Herodes, jou koninkryk gaan val, broer. En toe sê Herodes mos, okay, ons maak gou 'n wet en alle seentjies moet nou doodgemaak word. Nee, jy, staan mos in jou Bybel op, nee. Raai bietjie. Waarna toe is Jesus se pa en se ma, Maria en Josef, waarna toe het hulle gevlug? Egipte. Waar is Egipte? Dis in Afrika. Het julle geweet dat Jesus se heel eerste trip ooit in sy lewe was Afrika toe? So Afrika was 'n veilige plek vir die verlosser van die heelal. Die seun van God was welkom en veilig in Afrika. In sy eerste trip, maak dit sin? Right. Lang gelede daarna van Jesus, hulle slaan hom, hulle gee hom 'n kruis, nou stap hy die Via Dolorosa. Weet julle? Hy het sy eie kruis moes dra. 39 hou op sy rug. Die Bybel sê onherkenbaar vermink. Nou stap hy. Het julle geweet daar's 'n man van sy naam wat Simon is? Simon, 'n swart man van Afrika, het Jesus gehelp op sy laaste trip. Wat? Op sy eerste trip was Afrika betrokke en op sy laaste trip is Afrika betrokke. Dink jy Jesus het Afrika vergeet? Dink mooi. Mens dink soos mens dink, maar God sien. Is dit nie? Mens dink, ons wat jou so, ons kyk jou vlak. Maar God sien die dieptes. Jy weet, ek wonder as ek nou hier staan en die Here my vir een oomblik die vermoë gee om te kan 'n profetiese openbaarmaking maak van elke persoon wat hier sit. En sê, die Here sê ek moet vir jou sê, jy gaan dit doen. Die Here sê ek moet vir jou sê, binne in jou is daai wonderlike dik en daar jy moet dit en daar gaan goed. En elke ouie, ek wil vir jou sê, in elke persoon is daar 'n profetiese iets wat nog afgehandel moet word. En ek dink die grootste tragedie van ons tyd is dat mense onvervuld sterf. Onvervuld. Want hulle was soekers wat nooit gevind het nie. Dis hoekom dit so belangrik is in die verantwoordelikheid wat ons het op kampus om vir jou te sê, weet jy wat God in gedagte gehad het toe hy jou geformeer het? En ek sê weer, die duiwel se grootste strategie is dat jy dit nooit moet uitvind nie. Wat is? As hy dit uitvind, dit hy nag. Want hy Jesus, die seun van God, toe hy die woestyn gegaan het, 40 dae gevas het. Dis kwaai, né? 40 dae. Raai wat gebeur? Toe kom die duiwel hom toe. Weet julle? Kom die duiwel. Weet sê die duiwel vir hom? Hy kwoteer die woord. Ek wil nie, jy moet nie verstaan, die duiwel ken die woord. Is jy met my? Wat se kerk is die duiwel, David? Jy sien, hy was by die woord. In die voortyd was hy in die hemel by die woord. In die begin was die woord, hy was daar. Is ek reg met hom? Hy was daar. Hy was by die woord. Hy het die woord geken. En hy het die woord gespreek. En toe word hy uitgegooi, kom hy aarde toe. Toe kom hy nou, hier met 'n plan, en hy het geweet, hy moet Jesus Christus, die seun van God, van daai kruis af weghou, want die oomblik as Jesus gaan sterf op daai kruis, het hy moeilikheid. Toe kom hy vir Oulaas, en hy versoek hom. Wat hy vir Adam? Wat hy vir Eva? Hy moes versoek, die eerste mens moes versoek. En raai wat het die duiwel gesê vir Eva? Hy het nie gesê, dit is so nie. Hy het gesê, is dit nie so nie? Wat beteken dit? Dis twyfel. Kan ek vir jou sê, jou grootste probleem is nie die hel of die hemel of die Bybel nie, dis twyfel. Want jy weet nie, soos Driekus gesê het, jy weet nie wat ons weet nie. Jy weet nie wat die Here weet nie. Ek hoor my gees sê, julle weet nie wat die Here weet nie. Hy weet en hy sê vir my, ek moet vir jou sê, gaan vind by hom uit wat hy oor jou weet.
om jou duiwel aan na Jesus toe. Hoe? 40 dae, vulnerable. Maar as jy vir 40 dae nie geëet het nie, dan is jy bietjie ding. Dan is jou kop 'n bietjie op 'n ander level. Want Jesus weet, hy moet bloed sweet, hy weet, hy moet kruis toe gaan, hy moet weet, hier kom het, hier is het nou. Hier is het nou, hier kom het, dit wat my Vader gesê het, ek moet dit nou deurgaan. Hier kom een Lucifer, ons noem hom ou sloefies, hy kom al ingestap. Jesus, kom ek sê vir jou, spring het hier by hierdie plek af, en dan staan daar ons geskrywe, dat die engele sal jou vang. Wie moet maak? Hy quoteer sommer op Psalm 91. Het jy geweet die duiwel ken Psalm 91? Hy sê, hoor jy, as jy nou hier staan, hier voor my, en jy val nou hier voor my neer, hier, en jy aanbid my, dan gee ek jou al hierdie goedes. Luister, waarvan praat jy? Ek is die seun van God, man. Jy ken my al van daai tyd af. Die woord sê, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Hy cancel hom, en hy counter hom met die woord. Hy sê, daar staan geskrywe, maar hy sê, maar daar staan ook geskrywe. En ek wil vir jou sê, jou krag, en jou lewe, en jou finansies, en jou huwelik, is in hierdie Bybel vasgevang. Hier is jou antwoord. En die duiwel wil jou besig hou, dat jy nie by hierdie Bybel uitkom nie. Wil jou besig hou. Hy is raar, hy hou jou besig. Hy sê so met jy lekker moeg gesê, ok, Here, môre sal ek bietjie, jy weet mos in die aand, en dan kap jou mee, en besal ek sê, ok, kap, sorry, die Bybel is onderste bo, ok, jy sê, oh nee, daar slat hulle mekaar dood, ja nee, daar is al maar bietjie beter, kom as die 2 versies, raak jy in die slaap Bybel, ok, sorry, ek praat vir myself, nie van jou, is dit nie, want as hierdie Bybel vir jou saak maak, gaan jou eet, en jy gaan begin hierdie woord te gebruik in jou lewe, en daar wie jy kom, man, wie wat het Jesus gesê, en jylle sal grote dinge doen as ek gedoen, askies, en jylle sal grote dinge doen, as wat ek gedoen, wie van jylle het dan in 'n hospitaal gestap, en sê, in die naam van Jesus, sal 1 dan op van huis toe, sal 2, jylle dokters, jylle te lang hierdie ouense geld gevat, jylle is goede verlof, gaan jylle ook 'n bietjie soen toe. Jylle 'n bietjie soen toe. Wie van jylle het al hospitale skoon gemaak? Waarvan praat jy nou? Sorry, Roan, dink jy dis moontlik? Dis moontlik. Wat van lijksyse? Stap vir die lijksyse. Hoor jy so, kaste nommer 1 bo, maak hulle oop, sê vir daai mense, ontwaak, gaan huis toe. Ja, gedink met sy opskudding sal daar nie dorp wees, as hierdie manne daar aankom by die huis en beteks aan hulle tone. Ja, sorry, praat ek die waarheid? Of, sorry, is ek hier besig om met my duim uit te sê? Dawie, nee, julle ouens, ons. Luister, dis merkwaardig dat die Here die kommenste, eenvoudigste mense gebruik het. Haai tog, ek en jy is in goeie geselskap. Weet soek die Here, net 'n ou wat wil. Alles wat jy in my naam doen, sal ek vir jou gee. As jy in my wil is, Johannes 15 vers 7, as jy in my wil is en my woorde in jou, sal jy vra net wat jy wil, en jy sal dit kry. Johannes 15 vers 7, ek was op met my koppie keertjie. As jy in God se wil is, en sy woorde in jou, sal jy vra wat jy wil. Maar jy kan nou nie vir 7 Ferraris vra, en jy is hier op die plaas, en jy moet 'n 4x4, nie, asseblief, kom ons net vir mekaar, regtig, as jy die Ferraris moet kry, en jy moet 'n baan hier bou, sodat al die mense by die Here uitkom, sal die Here vir jou Ferraris gee. Maar regtig, die Here ken jou kapasiteit. Ons praat van die woord kapasiteit. Elke persoon wat jy sit het kapasiteit. Wat beteken kapasiteit? Daar's partyens wat 'n 1400 is, daar's partyens wat 'n 1600 is, daar's partyens wat 'n 2 liter is, daar's partyens wat 180 kW is, daar's partyens wat 250 kW is. Ons almal is gebore met kapasiteit. Maar 'n Golf kan nie doen wat 'n 4x4 Toyota bakkie kan doen. Toyota 4x4 bakkie is baie plekke sy totaal. Jy gee nie vir jou seun 'n Toyota 4x4 bakkie vir universiteit nie. Dit gaan nie werk nie. Jy gee hom 'n Polo, jy gee hom 'n klein karretjie. Is dit nie so nie? Jy kan dit nie vir 'n boer 'n Polo gee om op die plaas te ry nie. Dit gaan nie werk nie. So ons almal het spesifieke kwaliteite en kapasiteite. Dis 'n mooi woord nou, Wessel. Kapasiteit. Kapasiteit is daar's 'n engine binne in jou. En daar's niks so erg soos 'n engine
wat op 2 silinders loop. Wie van julle het al so enetjie gery? As hulle jy weet 2 van die plaks is nie lekker. Is julle met my? Afdraande gaan 'n bietjie vinniger? Opdraai. Okay. Kom ek vertel vir die stories, hanteer hom sommige. Want ek moet jou dit vertel. Dis die een oor bagasie wat ons saam met ons sleep, wat veroorsaak dat ons nie by ons volle kapasiteit bereik nie. Hoor mooi. Jou emosionele bagasie kan jou kapasiteit kom steel. Jou baggage. God wil hierdie naweek jy moet jou baggage op hierdie plaas los. Kom ek verduidelik. Klomp jare gelede, net voor my ma se dood. My ma is by my suster Kimberly. En wel my ma by my sê, brief my kind, jy nie net al my goed wat daar gestoor is in 'n plek op 'n trailer raak nie, bring jy dit vir my Kimberly. Yes, dubbel as penter, lang sleepbaar. Yes, daar's kaste op en Kersfeeskaartjies en ek kan nie meer vertel nie, al die mooi briefies en fotootjies en fotorame. Ek het op daai stadium 'n nuwe BMW gekry, 323 diesel. Eers die boys daai goed is ongelooflik. Hulle is lig op brandstof oor die 1000 km op 'n tank. Hy het daai turbo in. Dis fantastiese kar. Okay, dis die eerste lang trip wat ek vat. Ek sê is reg. Maak ek hy trailer. Ry ek. Hy trailer is vas, hy solid. Ek weet my kar sou onttrek. Dan ry ek hier by Kreersdorp by Randfontein. Maar toe ek hier by Randfontein verbykom, toe dink ek hier's nou iets fout met hierdie BMW. Want hierdie BMW is nie dieselfde. En nou ry ek daar en nou gaan ek die witlyn en dan sien ek daar kom 'n kar en dan gooi ek hom nou 'n turbo in en dan sien ek en check ek hierdie lorry. Hier, ek sien hierdie kar. Hy's nie homself nie. Skuif ek weer agter die lorry in. Yes. Ek kom agter hier's 'n leegheid in hierdie ding. Hier's fout met die hy het hom reg gediens. Ek begin BMW sy hele reputasie in twyfel te trek as gevolg van hierdie BMW wat nie nou deliver nie. Hy kan mos nou deliver, maar dis 'n ou trailertjie hier. Hier op pad. Agter kan nie. Daai karre dan weet ek hom. Hier so party maak dit net die manne gooi ligte dan. Sê vir myself ek gaan 'n lang dag wees Kimberly toe. Ry, man, nie ver nie. Hier kom so toe met ek weer petrol kom. Wat? Hierdie BMW's useless man. Hulle sê 1200 kg op 'n tank. Ek is ook iets 400 nie, ons moet nou weer volmaak. Dit word 'n duur trip hier. Jesusie. My sussie, my ma is aan my met hakkie met petrol, want ek bedoel, dis nie net sommer 1 en 11 nie. Nou gaan ek. Daar aan die ander kant staan nie so op. Kry ons daai rystoppe. Dis nog erger. Ek ry die hele dag. Ek is sommer omgekrap kom maar aan Kimberly. My sussie het nou al 3 keer gebel. Waar is jy? Die kos is koud in die lou oond. Ek is nie happy man. Ek gaan BMW blok. Dis heeltemal is. Regtig teleurgestel. Ek stop daar, haak die trailer af. My sussie sê vir my van kook vis en chips. Man, ek het daai trailer afgehaal. Toe ek so kom hy draai kom. Man, ek weet nie hoe om dit vir julle te sê nie. Toe kom hy ou BMW se ware kapasiteit en potensiaal. Toe hy draai so vat. Toe spin daai grys daar. Dat my sussie my ernstig aanspreek dat jy's in die bediening in en jy kan nie so windgat met hierdie kar met jou ry nie. En nou sit ek nou kwaad vir haar en ek gaan koop vis en chips. En op pad na die vis en chips toe kom ek agter my hierdie BMW is nou weer sy ware self. Al hy Jesus weer terug. Wat het my terughou? Die trailer. Die trailer het gemaak dat hierdie hele kar se kapasiteit het swaar op brandstof gegaan. Hy het stadig gery. Hy het sy hele karakter verloor. Is ek reg? Gaan ek huis toe. Eet ek. Volgende oggend vroeg ry ek terug. Papa. Kyk, jy moet nie die spiese agter van 'n karre sit. Ons pad hulle. Ons spaar hulle nie. Ons stel al die GPS'e op waar die speedtraps is. Kyk, ons vra nie vir gaan daarin nie. Daai hele trip halfpad terug. Ons pad om huis toe. Prys die Here, BMW het goeie kar gemaak. Selfe kar, trailer. Wat het gemaak? Dat daai kar swaar op brandstof is. Wat het gemaak dat daai kar nie by sy volle kapasiteit is? Luister, het jy al ooit in jou lewe 'n Ferrari gesien met 'n toubaan? As jy iemand, ek wil gou vir die rekord sê,
Nou die dag het 'n kleerling vir my gesê, daar's een in Cape Flats. Ek glo jou. Het jy geweet, die ouens van Ferrari het nooit 'n Ferrari design dat jy venstertreiler moet sleep. Het jy gedink? Dis nie in sy league nie. Hy is nie. Hierdie Fortuners en elke tweede, hulle het hakke. Ons het hakke, man. Ferraris maak nie hakke nie. Weet jy hoekom? Want die Here het geweet wat jou kapasiteit is. Jy het nie hak nodig nie. En as jy hak het, wil ek jou vra hierdie naweek, dan hak jy jou trailer hier af. Hoekom? Want dit keer jou om by jou volle potensiaal uit te kom. Daar's goed van jou verlede wat jy dalk teen jouself hou. Daar's goed wat jy teen jouself gesondig het, wat jy jouself nie kan vergewe nie. Daar's bitterheid wat jy het teen ander mense. Wat is die definisie van bitterheid? Bitterheid is, jy drink die gif en jy hoop die ander ou vrek. Bitterheid. Weet jy wat maak bitterheid? Ons het dit hier naweek gehoor. As jy nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. Eendag het iemand gesê, as jy bid, druk God sy ore toe. Ekskuus. Ja, hy kan nie, want sy woord sê so. Hy kan nie teen sy woord gaan nie. Hy gaan nou terug, nee, Davie, net terwille van julle oukies, kom ons skiep maar daai oukie vir jy, net vir hierdie dag. Ek het 'n foutjie gemaak. Hierdie woord staan vas. En dit wat hy gesê het, so sal dit ja en amen wees tot in alle ewigheid. En hierdie woord gaan nie ledig na hom toe teruggaan. Soos God gesê het, dat as jy bitter het, en jy hou dit teen iemand anders, gaan jy vrek. Bitterheid maak, haal jou uit voor jou tyd. Bitterheid gee jou kanker. Is ons by mekaar? Bitterheid gee jou maagswere. Bitterheid haal jou uit voor jou tyd. Jy word die victim. Jy hoop jou ander ou vrek. Nee, gee hulle vir die Here, want hy het gesterf vir hulle ook. Jy moet vry. Dis hoekom jy daai trailer moet afhaal. Goed wat jy gedoen het en jouself nie kan vergewe nie. Ek voel ek sê dit vir iemand. Dis manne wat jy sit, jy kan jouself nie vergewe nie. Jy moet jouself vergewe, jy is ook 'n mens. Jy moet daai persoon vergewe wat teen jou gesondig het. Wat hulle aan jou gedoen het. En dis ewen mense wat dink dat die Here het iets teen hulle gedoen. Dis die Here se skuld dat dit gebeur het. Dis manne wat die Here kan niks verkeerd doen. Hy is almagtig en soewerein. Maar baie keer het ons 'n persepsie in ons kop. Wat jy sê ou in die Bybel, gaan dit gou vir julle sê. Onthou julle by begrafnisse dan sê hulle interessante woorde. Ons het so groot geword. Maar sal kan jy hom onthou? Hy het gesê die Here het gegee en die Here het geneem. Het jy hom gehoor? Weet julle gebeur is nie die Here wat dit gesê het nie. Dis Job wat dit gesê het. Net so 'n paar versies verder sê ek herroep my woorde want ek het van goed gepraat waarvan ek nie geweet het nie. Hallo? Intussen word vir ons vertel die Here het gegee en die Here het geneem. Dan dink ons soos die Here. Dit is nie die Here nie, dis Job wat dit gesê het. Ek wil net mooi hoor. As baie mense wat goed gesê het in die Bybel, dis nie die Here nie. Dit het die Here behaag om ons pragtige 5-jarige dogtertjie te vat en 'n blommetjie in die tuin te sit. Hierdie selfde Bybel sê, dief het gekom om te steel, te slag en te loop. Maar ek het gekom, dat jy lewe van oorvloed. Dit staan in hierdie Bybel. Dit is wat Jesus gesê het. Ek glo dit wat Jesus sê. Ek twyfel dit wat 'n paar ander ouens gesê het. Want baie ouens het gesê dit wat hulle nie bedoel het nie. Nee, ek het nou vir jou gesê, die Here het gegee, die Here het geneem. Wie het gesê? Dis Job. Ek het eendag vir 'n dominee gesê. Haai, regtig, ons het so geleer. Sê julle is verkeerd geleer, broer. Dis Job wat dit gesê en hy het dit herroep. Hy het gesê dit het ek gesê. Ek het nie geweet wat ek gesê het. Dis interessant, né? Die punt is ek en jy. Ons moet die tyres afhak. Ek wil jou challenge. Ons gaan jou vandag help. Wie hoekom? Ek hoor die woord wat die Here sê, daar's kapasiteit in jou. Kan ek vir jou sê, die wêreld is bang dat jy moet ontdek die Christus wat in jou is. Daar's 'n Christus in jou. Ons het gepraat hier, daar waar jy loop, elke tree wat jy sal gee, gaan die Here vir jou gee. Hè? Petrus. Hier stap Jesus by die water. Hy het dit vir 'n rede gedoen. Petrus staan daar. As jy op die water kan loop, kan ek ook. Jy, nou praat jy my seun. Ek klim uit, hy breek gravity. Hoekom het die ander dit nie gedoen? Ja, hy Petrus, hy's lekker bok. Ons sal hom Sondag in die kerk kry om hom 'n paar dinge vertel. Jy mag die Here jou God nie versoek nie. Hæ? Daar's 'n Here in jou. Wie wat het Jesus gemaak? Toe hy sê bediening klaar is, toe blaas hy sy gees oor sy disippels. Ek gee vir julle my gees.
Ek blaas vir julle. Hy sê vir hulle, dis vir julle voordelig dat ek gaan. Hoe kan dit voordelig wees as Jesus, die Seun van God, na huis toe gaan? Hy sê, want ek gee vir julle my gees, en hy gaan 24 hours, heeltyd. Daar waar ek is ek alleen. Want daar waar julle is ek altyd by julle. Hy het gesê, ek sê julle nooit wees laat. Ons moet jy die Bybel ken. Die duiwel wou nie gehad het jy moes die naweekie gewees het. Hoekom nie? Want daar is kapasiteit in jou losgemaak. Miskien is die velf so bietjie skoon, en jy gaan 'n bietjie ligter op petrol, die truiel gaan afgehaak word. Maar daar's iets, ek profeteer oor jou, daar's iets wat die Here met jou wil doen. Moenie my vra. Ek het my eie kapasiteit. Ek moet by my Skepper gaan. Ek moet, en ek wil dit gou noem, ek sê dit altyd by skole. Ek praat ook met die kinders, ek sê, ek sien julle hier's 'n iPhone. Hierdie is 'n iPhone 10, 12, ek weet nie wat sy nie. Jong oukies sal beter weet as ek. Hy's gemaak in 'n fabriek. Nou ek het een gekoop. Hy werk nog vir my. Ek's 'n ou skool ou. Ek ken nie die Androids en die ander goed nie. Nou ek werk met hierdie, ek stuur my e-mails met hom. Ek kyk my boodskappe elke dag stuur dit uit. So ek het 'n beperkte, ek wil sê so 20 verskillende maniere wat ek nou hierdie foon gebruik. Nou kom my dogter daar by my, sy's nou op universiteit. Yes, het jy daai vinnige vingertjies gesien van hulle? Maar, papa, jy weet nie as jy het hierdie ding op nie, jy moet net hierdie app opsit. Hallo my kind, ek is ou skool, ek werk toch net met dit en die en daar en dit. Nou laat ek my nogal dink, dat hierdie foon het soveel kapasiteit. Ek gebruik omtrent net 20 van hulle. Dis eintlik 'n insult teen die ou wat hierdie foon gedesign het. Want ek het nog nooit die manual gelees en uitgevind, wat kan hierdie ding doen nie? Ek het al 'n paar slim apps afgelaai, hy wys my om te bestuur, waar die speed traps is, en al hierdie goedjies, ek kom by. Maar my kinders is op 'n ander level. Maar iemand my kinders weet nie alles nie. As jy wil weet wat hier aangaan, gaan vra die ou wat hom design het. Gaan Amerika toe, na die fabriek toe, gaan daar na 'n afdeling, dan kry jy die ouens, en hulle gaan jou 2 dae besig hou en sê, wat is alles binne in hierdie foon? Is jy met my? Meneer, wat is alles binne in jou? Jy is design deur iemand, baie slimmer as die slimste ouens by Apple fabriek. Daar's kapasiteit binne in jou. Ver hoe wat jy kan dink of droom. Dink 'n bietjie nou soos Moses. En weet jy hoe sê ek dit? Hier kom die Here het 'n ontmoeting met Moses. By wat? By 'n braambos. Hy sê die ander dag, party ouens het 'n Stellenbosch ervaring, maar Moses het 'n braambos ervaring. Nou kom hy by 'n braambos. Soep, hier brand 'n braambos. Staan die Here by hom. Moses! Jy, 2,5 miljoen mense, 400 jaar in slawerny, gaan haal hulle uit. Wie ek? Ja, jy. Maar Here, ek hakkel. Het jy gedink hoe moeilik sou dit gegaan het vir 'n man wat hakkel om 2,5 miljoen mense mooi te verduidelik wat sy pad moet doen? Het jy gedink wat sy minderwaardigheid? Dit is baie interessant dat die Here 'n hakkelaar om 2,5 miljoen mense te lei. Kom ek mooi. Dis wees te eerlik. Hy sê in tweede Here net so by the way. Ek is eintlik 'n moordenaar. Hulle soek my jou. Ek het 'n man doodgemaak daarvan uit. Ek vlug. Ek dink die Here sê, nee, jy is eintlik reg. En jy nee, ek dink ek moet die volgende ou gaan taak. Wie wat? Nie een persoon in die Bybel wat die Here geroep het die Here sy opinie verander. Ek hoor dit iemand sê. Daar is 'n ou, sy naam is Gideon. Hy staan in 'n parskyp en hy staan in koningssif. En die Here sê vir hom, Gideon! Hier staan 'n engel van die Here. Wie het sy vir hom? Hy sê, wees gegroet, dapper held van God. Ekskuus meneer, wat? Dapper held. Hoor 'n bietjie wat sê die Here vir 'n man. Hy sê, meneer, ek staan hier in koningssif hier, en die mense hierso, ons Israeliete, ons bly in slote en gate. Dit gaan baie sleg hier met ons. Waar is die Here van ons Vader vir ons gered het? Nou begin hy, nou staan meneer engel hier. Hy sê, meneer, jy verstaan nie, ek is 'n bietjie van die common creers hier van hierdie ou gedeeltes. En van die creers is ons nog die uselesste. En hy begin te verduidelik hoe sleg hy is. En meneer engel staan daar. En meneer engel sê vir hom, wees gegroet, dapper held van God. Wat is 'n held?
Wat is 'n dapper ou? 'n Dapper ou is iets wat iemand wat dapper gedoen het. Hy kom van hoofkantoor en hy stuur hom en gaan sê vir hierdie man, jy is 'n dapper held. Ekskuus meneer, ek sit met die koning en ons is in 'n kommer familie en hy probeer sy stories. In die volgende oomblik sê die Here vir hom, gaan in die krag wat ek vir jou sal gee. Wie wat het die Here gesien? Toe die Here sy engel gestuur het hy reeds gesien wat hierdie ou gaan doen. Ek wil jy moet verstaan. God werk in future tense. Jou kop werk in past tense. Ekskuus, ek sê dit vir iemand. Jou kop is vasgevang in dit wat jy verkeerd gedoen het. En die duiwel sal jou heeltyd 'n slaaf hou van jou verlede. Maar God kom sê vandag vir jou, I know the plans I have for you. Jy's 'n dapper held van God. Nou staan nou Gideon die ouke. Nou moet ons net 'n bietjie lappies en goedjies en velletjies uitgooi. Hy wil net heeltemal seker wees. 300 ouens. Verander die destiny van 'n land. Om dit eendag gesê, okay. Ek weet nie lekker wat jy aangaan nie, maar let's go. En voel, dapper held. Ek sê vandag vir jou, wees 'n groot dapper held van God. Weet jy hoekom? Want God weet die planne wat hy vir jou het. Ek is net die profeet wat oor jou spreek. As groot en magtige dinge wat jy nog moet doen. En eendag gaan jy voor hom staan en sê dat 'n ou dit eendag vir jou gesê. Is jy met my? Dis 'n groot tall assignment hierdie, né? Wat moet jy doen? Kom met sy woord. Be faithful in small things. God wil graag met jou praat. Hoe praat die Here met jou? Baie ouens sê die Here het my gepraat. Hy praat deur sy woord. Né? Hy praat deur mense. Hy praat deur WhatsApps. Hy praat deur die natuur. Hy praat deur die wind. Hy praat deur die water. Kan ek jou sê, hoe stiller jy word, hoe harder word die stem. Wie sê? God praat met jou elke dag. Jy moet net toelaat. Ek wil jou profeteer vandag. Daar's baie groter goed in jou. Maar jy kan nie, want jy sleep 'n trailer. Kom ons raak eens van die trailer ontslae. Dit is hele gemaklik daarvan. Ek hou van aksies, van geloof. Jy met my? Geloof is goed dat jy nie kan sien nie. En soms vir myself op. Ons gaan hier so 'n plek hier agter, al die trailers wat hier afval is, gaan daar agter stoot en dan gaan 'n ketting omwees en sê mag hom nie weer kom haal. Dit is die deal. Want jy het met die trailer hier aangekom, jy gaan sonder daai trailer gaan huis toe. Is dit 'n deal? Dit is gou jou mooi storie vertel. Ons gaan Zimbabwe toe. En ek is in Zimbabwe, hou hulle 'n mighty men. Angus kon nie gaan nie. Hulle vra my, wie van julle wat Zimbabwe ken in die noorde, is daar 'n plek met naam van Mana Pools. Ken julle Mana Pools? Dis 'n groot wolk. Daar's nie drade nie, daar's niks nie. As jy net voor Zambië kom, is daar Mana Pools. Olifante loop daar rond, krokodille, alles, buffels, leeu's. Ons is in die wilde. Daar, so kant toe. Hy het saam met die tent stap, sy naam is Davie Uber. En ons doen die trailer ding. En ek sê vir jou, ons hak jou trailer af. Maar net ek geweet jy ou stap saam met my daar. Jy ken nie die Zimbabweërs, hy werk uit 'n plaas. Stuk maar alles. Ek onthou ons ry agter hom tot by die hek. Toe daar by die hek kom staan 'n ou venter trailer waantjie daar. En hy en sy seun klim af, Swys. Sy is nou Swys. Wat 'n pragtige jong man. Hy en sy pa was daar. Kom maar daar staan 'n venter trailer daar. Hy stop, nou check ek hom. Hy klim uit. Hy vat 'n koutjie pen saam met hom. Hy skryf die ou se naam neer wat hulle 2 plase gevat het. Al die trekkers, al die beeste. Hulle het 4 plase gehad. Hy een nou in die nag gekom en volgende môre sê alles op hierdie plaas is myne. Jy los dit net nie. Verwyder jouself. Hy skryf daai man, hy loop met bitterheid. Ek stop daar agter hom. Ek sê, wat het jy nou gedoen? Ek sê, ek het my trailer hier gelos, sy naam staan geskrywe. Ek vat hom mee saam my huis toe. Ek is vry. Ek het verlede jaar het ons 'n kamp daar by hom gaan doen. Op Tsepingwe, aan die kant van Mosambik se kant. As 'n poloveld. Jy gaan saam met ons. 'n Poloveld daar. Hier, hy mense so honger te dood. Ek is in Zimbabwe gebore. Prys die Here, daai ouetjie se geloof verloor. Prys die Here, daai ouens bring die ouens na die Here toe elke dag. Hy's een van die grootste boere. Hy't Brahmane daar. Ek kan nie jou vertel nie, hy't piekenete daar. Hy's 'n geseënde man. Maar ek wil vir jou sê, hy het nie meer 'n trailer. Sy trailer is daar bo by Mana Pools. En sy seun het dit gesien. En sy kinders sal eendag so toe gaan, toe daai trailer geroes is daar. Daar's 'n naam geskryf op 'n trailer daar. Ek het dit gesien.
ek wil vanmôre vir jou sê, ek voel nie te sê, jaak jou trailer af. Jy kan hom saamvat, sê, so right, volgende kamp kom jy weer, dan gaan jy weer bring en dan moet jy kies. Maar jy het 'n keuse vandag. Jy gee jou emosionele bagasie vir die Here. Hy is baie sterker as jy. Hy hanteer dit. Dit wat jy in jouself gedoen het, dit wat mense in jou gedoen het, dit wat jy iemand voor die Here gedoen het. Sit hom net nie neer en jou karretjie gaan lig op brandstofie teruggaan. Right? En jy gaan in jou volle kapasiteit loop en die autoriteit van die Here gaan jy in jou hê. Ek weet dat ek weet. Ek hoor die Gees sê dit vir my, die salwing sê dit vir my. Dat hier in hierdie vertrek is daar baie meer as wat ons kan dink of droom. Want die Here sien die voltooide prentjie van elke persoon. Hy sien die dapper held al daar. Hy sien die kroon op jou kop. Hoor wat sê ek nou? Want eendag vir elke siel wat jy na Jesus toe lei, gaan jy 'n kroon op jou kop kry. Glo my boys. Dis my new job. Ek het aangemeld vir diens. Dis nie 'n straf nie, dis 'n passie. Ek dink jy kan dit hoor. Ek het dit nie verstaan nie. Ek het nie my pa verstaan nie. Ek het regtig gedink hy's mal. Ek dink my kinders dink ek is mal. Maar ek het iets gesnap. Ek het versnap wat Jesus Christus op daai kruis vir my gedoen het. Dat my waarde is nie wat ek het en wat ek doen nie. My waarde is die een wat vir my betaal het. Het sy lewe gegee het, omdat hy in my en jou geglo het, omdat hy kapasiteit in jou gesit het. Ek wil jou vanmôre challenge, as jy vanmôre hier sit, en jy wil ek vir jou bid, dan gaan ek saam met jou bid. En in die Gees gaan ons daai trailer afvang. Is jy gemaklik daarmee? Dis 'n geloofsaksie. Dis 'n geloofsaksie. Is jy gemaklik? Amen. Okay, kom ons staan op ons voete. Kom ons staan op ons voete. Ek wil hê, jy sien wat dit wat jy op aarde gespreek het, so sal dit wees in die hemel. En ek wil jy met 'n statement maak vandag op hierdie aarde. En jy moet dit sommer agter in jou Bybel inskryf. Vandag, hierdie dag, het ek al my emosionele bagasie vir die Here gegee. Ek voel is iemand wat hier sit, jy moet iemand vergewe. Iemand het jou besigheid gesteel, iemand het jou vrou gesteel, iemand het iets vir jou gesteel, iemand het jou verneder. Ek hoor die woord vernedering. Weet wat hoor ek? Ek hoor die Here sê, ek gaan jou verhoog. Ek gaan jou verhoog. Ek wil iets verklaar vandag en ek sê dit met groot respek teenoor my ex-familie. Kobus, ek wil jy moet dit weet. Ek is deur 'n egskeiding in my lewe. 'n Slegte egskeiding. My ex het my gelos vir haar. 2 weke gelede, 20 jaar daarna, ek is 20 jaar weer getroud. Vra my ex se familie, een van hulle is dood in 'n begrafnis. Hulle het my gevra om hulle begrafnis te kom doen. En daai hele familie daarvoor my gesê. Dis die Here. Amen. Ek het 'n keuse gehad. Of ek kom gaan, of ek sê, maar Here, in my lewe sal ek. Maar die Here het gesê, gaan. Want ek weet, jy het nie meer bitterheid in jou. Ek het my hele familie, my hele ex-se familie, het almal afgesit. En die trane het gevloei. En die Here het vergewe. Iets oor. Iets finish. Daai trailer is nie meer by my. Van al die mense in die wêreld vra hulle my, ek met daai persoon gaan begrawe. Here, het ek reg gehoor? God is goed. God herstel. God verander. God is nog dieselfde. Ek wil môre vir jou vra, bid agter my aan. Spreek dit, bedoel dit. As jy jou oë sluit, dan bid jy agter my aan. Hemelse Vader, ek kom na U toe. Net soos ek is. U ken my verlede. U ken my waar ek nou staan. U kyk dwars deur my. Ek kom na U toe. En ek sê dankie vir die kruis. Dat alles wat ek verkeerd gedoen het, is aan U bekend. Ek sê dankie vir vergifnis. U het dit gedoen op die kruis. Dat ek kan lewe. Ek kies vandag om daai trailer af te haal. Wat alles mense aan my gedoen het. Ek seën hulle. Ek spreek hulle vry. Ek wil by my volle potensiaal kom. Ek haal daai trailer af. Dankie Here. Dat U vandag dit oor my pad gebring het. Ek kies ook vandag om myself te vergewe. Here, ek vergewe myself vir alles wat ek verkeerd gedoen het. Ek vergewe myself vir alles wat ek verkeerd En ook wat ek dalk voel. Wat U dalk aan my gedoen het.
Gewe my. Gewe my. Ek is wit gewas Ek is wit deur die bloed van die lam. U het 'n plan oor my lewe. Ek verklaar vandag, my beste lê voor. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek. Goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Ek sal aan die tafel van die Here sit. Ek sal aan die tafel van die Here vandag. Here, ek gee hierdie trailer vir U. Ek gaan hom nooit weer kom haal nie. Ek kies vandag om vry te wees. Want U het my vrygekoop teen die kruis. Want alles van my vasgenaal is. Ek is 'n geseënde van die Here. Ek gaan in my volle kapasiteit gaan ek beweeg. Here, wys my potensiaal. Wys my wat ek moet doen. Help my, Here. Help my dat ek in die woord kom. Help my dat ek by U voete kan kom sit. Help my gesin. Help my werk. Here, daar's groter planne oor my. Ek verklaar dit vandag. In die wonderlikste naam. Bo alle name. Jesus Christus. Dankie, Here. Dat ek vry kan wees. Ek vergewe almal teenoor my gesondigheid. En ek seën hulle met die beste in die keer van U seëning, sodat ek geseën kan wees. Dankie dat U my gebed verhoor. Vandag is die begin van my lewe. My beste lê voor. In Jesus se naam. Amen. Okay manne, ons gaan nou gou vir Oula se laaste sessie hou. Miskien moet jy gou